Baie welkom by Ligpunt. Ek is so bly jy het onthou om in te skakel vandag en ek sien sommer uit na mooi dinge en die Here gaan vir ons regtig seën van vandag se diens. Ons is in Januarie van 2026 en soos almal wil ons altyd in die nuwe jaar vooruit beweeg en groter houers slaan en ons moet doen wat die Here van ons verwag. So ek wil jou sommer van die begin af uitnooi. Oorweeg dit, bid daaroor. Maar ons het elke maandag stuur ons 'n bladsytjie uit wat jou lei om 'n selgroep of 'n Bybelstudie te lei. Ons praat van LMG's. Dit is 'n ligpunt mikro gemeente. En as jy die preek gekyk het, gaan jy daai selgroep baie makliker aanbied by 'n skool in 'n pouse met jou vriende, by 'n werkstyd en 'n etenstyd met jou kollegas, sommer jou bure oor net vir 'n lekker gesels en maak op hierdie manier hierdie jaar mense opgewonde oor die skrif en om oor die dinge van die Here te kan gesels. As jy belangstel in dit, my nommer is hier onder op die skerm. Skryf net vir my 'n WhatsApp met jou naam en jy kan net bysit LMG en dan van môre af dan sal jy dit ontvang en welkom dan ook sommer op die span. Maar dis genoeg gepraat vir eers nou. Kom ons gaan kyk wat gaan gebeur vandag en ons gaan hoor wat die Here met ons wil deel. Maar om te begin, gaan ek begin met die definisie van vas. Die Hebreëse woord vir vas is tsom en dit beteken letterlik dat jou lippe gesluit is. Dit beteken jy neem geen voedsel in nie en in sekere gevalle ook nie vloeistowwe nie. En dan dit beteken nie om sekere kosse uit te sluit nie. Dit beteken nie om net sekere kosse te eet nie. Dit beteken jy sny alle voedsel uit met uitsluiting van water. Daar is 2 tipes vas waarvan ons lees in die Bybel. Dit is Estervas. 'n Estervas is 'n droë vas. Dit is 'n vas waar Ester gevas het oor 'n saak wat gegaan het oor lewe en dood. Vir haar, maar ook vir die Joodse volk. En sy het vir 3 dae niks geëet of gedrink nie. En dit was die rede hoekom sy gevas het, was om haar en haar volk te beskerm teen die koning van Persië van daai tyd. En dit is een tipe vas. 'n Ander vas is 'n normale vas. Vas waar ons net nie voedsel inneem nie, maar waar ons wel vloeistowwe inneem, water. Water is die belangrikste van hierdie vloeistowwe. So as ons verwys byvoorbeeld na Daniël vas, dis nie 'n vas nie. Dis 'n reg eet. Dink ek. Nee, ek dink ek nie, dis soos dit is. So Daniël en sy vriende het om hulle self te beskerm teen koning Nebukadneser, het hulle dieet verander. Hulle het groente geëet, water gedrink, net om te bewys dat dit wat hulle eet, maar ook die een wat in beheer van hulle liggame is, van hulle lewens is, sterker is as dit wat koning Nebukadneser vir sy paleis gevoer het. En so Daniël vas is inderwaarheid nie 'n vas nie. Dis 'n reg eet. So as ons wil vas, en ek gaan dit verduidelik, om te vas is so belangrik. Want dit het soveel, behalwe vir die gees, soveel positiewe liggaamlike fisiologiese effekte. Dit is onbeskryflik. En ek gaan maar net 'n paar noem. Daar's 'n hele klompie ander voordele ook. Hoekom moet ons vas? Ons weet as ons eet, is die kos wat ons inneem ons bron van energie vir ons liggame. Maar dit is 'n liggaam wat in hierdie wêreld is, wat
afhanklik is van 'n bron van energie. En as ons eet, gebruik ons liggame dit wat ons eet, skakel dit om na 'n vorm van energie sodat ons kan leef. Maar as ons vas, sny ons hierdie bron van energie, van lewe vir ons liggame. So ons sny dit uit. En die fokus verskuif van ons liggame na ons gees. En dit is so belangrik, want dit word in die Bybel veelvuldige verse word verwys na vas, selfs Jesus verwys na vas. So vas is iets wat al beoefen is van die vroegste dae af. En dit het absoluut 'n positiewe invloed op ons gees. Maar as ons die liggaam se effek uitsluit en fokus op die gees deur te vas, is hierdie invloed op ons gees so intens dat dit belangrik is. Maar die voordele vir ons liggame is net so groot. Wanneer moet ons vas? Ons moet vas as jy besluit om te vas. En dis nie 'n besluit wat jy op jouself neem nie. Dis 'n gebedssaak. Jy moet bid daaroor. Jy moet seker wees as jy vas dat dit die regte ding is wat jy doen. Dat dit is wat Vader wil hê jy moet doen. En dan is dit vertroulik ook. Dit het niks met iemand anders te doen nie. Dis 'n individuele saak. Dis 'n saak tussen jou en Vader God. En ons sal in die volgende punt sien hoekom dit belangrik is. Dat dit vertroulik is, dat dit individueel is, dat die tyd wat jy vas ook persoonlik is en ook individueel. Wat moet jou gesindheid wees as jy vas? En Jesus gee vir ons die antwoord hier in Matteus 6 vers 16 tot 18. En ek gaan dit net saam met julle lees. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof, was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie. Maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Amazing woord wat Jesus self hier spreek, en hy spreek dit eintlik na die fariseërs en die skrifgeleerdes, maar hy sê dit ook vir elkeen van ons. So as jy vas, is daar opgewondenheid in jou. Want jy gaan nader in die Gees kom. Jy gaan intiemer raak met Vader God en die Heilige Gees. So vas is absoluut 'n opgewonde tyd, 'n energieke tyd, en 'n tyd wat belangrik is vir jou gees, maar ook vir jou vlees. En dan kom ons by die voordele van vas, liggaamlik en fisies. En ek gaan begin deur oor die onderwerp ketose te praat. Ketose is 'n toestand waar jou liggaam oorgaan van 'n posisie waar hy afhanklik is van eetes 3 keer of 2 keer 'n dag, of hoe gereeld jy ook al eet, na die gestoorde energiebron in jou liggaam. En as jy nie lank genoeg vas om in hierdie toestand te kom van ketose nie, dan is dit amper sinneloos om te vas. En in hierdie proses breek jou liggaam jou stoor energie af na 'n produk wat ons noem ketone. Ketone is soos vliegtuigbrandstof vir jou liggaam. Dis baie goed. Jy funksioneer baie beter. Jy dink helderder. Jy's fisies wakkerder. Jou gemoed is beter. Dit is absoluut net positiewe effekte. So ketone
is 'n absolute petrolbrandstof vir ons liggame. Maar dit vat tyd om in daai toestand te kom van ketose. Dit vat minstens 3 dae. Jy kan al begin inbeweeg in 'n ketose waar jy ketone vorm van 18 uur vas. Maar teen plus minus 3 dae is jy in volle ketose. Dan is jy op vliegtuigbrandstof. Dan funksioneer jy baie goed. En dis amazing. So, dis belangrik as jy vas, dat jy nie net vas vir 'n dag of 2 dae nie. Die vas moet minstens 3 dae wees. Dis nou fisiologies gesproke. En na 3 dae pluk jy werklik die vrugte van 'n vas. Die volgende punt van belang is, het hom klaar afgehaal sien ek, maar jou stamselle. Stamselle is selle wat in jou liggaam gevorm word op 'n kroniese basis. 'n Stamsel is 'n selletjie wat enige sel in jou liggaam kan vervang met 'n nuwe sel. So 'n stamsel kan ontwikkel in senuweeselle, hartspierselle, enige sel. En jou stamselproduksie verhoog as jy vas, sodat die selle wat nie meer goed genoeg is nie, wat jou liggaam van ontslaa raak, word vervang deur stamselle. So dit word vernuwe. Dit is 'n vernuwingsproses terwyl jy vas. En dan behalwe die stamselle is daar 'n proses van waar jou liggaam van alles wat nie goed is vir jou liggaam nie, ou selle, ou verbindings, gifstowwe, afvalstowwe word gebind en uitgeskei sodat jy eintlik dan in hierdie proses totale vernuwing ondergaan. Die volgende punt is immuniteit. Selfs jou immuunstelsel word vernuwe. So as jy gedink het jy word maklik siek en wat gaan aan met jou, is dit dalk nodig dat jy vas. Want jou hele immuunstelsel word vernuwe. En as jou immuunstelsel vernuwe word, bied dit die beste beskerming vir jou liggaam teen virusse, bakterieë en selfs selle, kankeragtige selle. Want jou liggaam herken daai selle en vernietig hulle en raak ontslaaf van hulle. So dit beskerm jou op die einde van die dag eintlik van kwaadaardige gewasse ook. So as jou immuunstelsel goed is dit absoluut essensieel dat jy 'n goeie immuunstelsel het. En dan sou julle vir my kon vra, maar word ek nie honger terwyl ek vas nie? En jy word honger. Maar net vir die eerste 3 dae. Nou gaan dit oor. En wat amazing is, dis wetenskaplik bewys. Daar's wetenskaplike artikels daaroor. 'n Mens het 'n hongerhormoon. Ek gaan nie nou julle bemoei met die name nie. En daardie hormoon, jou liggaam is gekondisioneer om 2 of 3 keer 'n dag te eet. So voor ete, 'n uur voor ete. Sê nou maar jy is gewoond om 9 uur in die oggend te eet, 8 uur begin daai hormoon te styg, outomaties. En as jy klaar geëet het, neem daai hongerhormoon maar net weer af. So jou liggaam is gekondisioneer om 2 of 3 keer 'n dag het jy 'n spike in die hongerhormoon en as jy geëet het, gaan hy neem hy af. Nou om daai hongerhormoon te stabiliseer, moet jy ten minste vir 3 dae nie eet nie. Dan neem daai hormoon af en hy bly laag. Jy word nie honger nie. Dan funksioneer jy op baie petrolbrandstof, die ketone. En jy voel baie goed. Julle moet dit gaan doen en dan kan julle kom getuig daarvan. Want dit is
wat mense wat vas en dit reg doen, dit is wat hulle ervaar. En so dis belangrik om ten minste vir 3 dae te vas. Want dan gaan hy hongerhormoon afneem, jy gaan nie honger word nie, en jou liggaam begin werk op 'n manier om alles wat nie daar hoort nie, weg te kry en te herstel, dit wat nie reg is nie. Dit het selfs 'n positiewe invloed op gewasse as 'n mens vas. Want as jy vas, erken jou liggaam daardie gewasse as vreemd en daai gewasse word kleiner terwyl jy vas. En as jy lank genoeg vas, dan gaan daardie gewasse, sekere gewasse kan moontlik verdwyn. So dit het 'n positiewe effek op gewasse, kankers. Hoe lank moet ons vas? En ek het nou al daaroor gepraat dat dit belangrik is om minstens 3 dae te vas. Maar dat jy dit dan moet besluit na 3 dae, gebeur daar die volgende. Soos ek gesê het, jou hongerhormoon neem af, maar na 'n tyd gaan jy weer honger word. En as jy honger word, dit gaan wees na 5, 7, 10, 15 dae dalk. Dit gaan verskil van persoon tot persoon. Dan kan jy weer begin eet. So dit is 'n individuele besluit. Dit is nie iets wat veralgemeen word nie. Wat algemeen is 3 dae, 2 tot 3 dae. Daarna individueel. So jy gaan dan vas totdat jy honger word na 3 dae. Dit gaan 5 tot 15 dae wees. Dit kan verskil van persoon tot persoon. En dan, indien jy ophou vas, moet jy nie wegval en alles eet wat voor jou kom nie. Dan moet jy stadig begin, om jou liggaam stadig te kondisioneer weer in 'n gewoonte te bring van kos in jou liggaam in te neem. So jy begin met helder sop, gewone yoghurt, nie gegeurde yoghurt nie. En miskien 'n gebakte aardappel. So kosse wat maklik verteer, gebruik jy dan. En dit is net om jou liggaam weer progressief terug te kry na 'n normale situasie. Wat medikasie aanbetref, miskien net een ander ding waaraan ek nou dink is, baie mense sou vra, maar hoe gereeld moet ek dan vas? En wetenskaplikes sê, dit sal goed wees as 'n mens so plus minus 2 keer 'n jaar, is 'n goeie mikpunt om te vas vir jou liggaam. Natuurlik vir jou gees ook, maar dit het 'n baie goeie invloed op jou liggaam, 'n vernuwingsproses op jou liggaam. So vas is goed en 2 keer 'n jaar is moontlik 'n mikpunt. Medikasie. Baie van julle sal vir my vra, maar mag ek medikasie neem of moet ek my medikasie neem? Ek sou voorstel, as jy op kroniese medisyne is, dat jy die kroniese medisyne aanhou neem. Maar alle ander medikasie staak jy. Jy gebruik geen ander medikasie nie behalwe jou kroniese medisyne. En drink genoeg water en kyk wat gebeur met jou liggaam. Luister na jou liggaam en hoor en voel wat gebeur. Ek dink nie, ek is seker, Vader God het geweet, toe hy gesê het, ons kan vas, ons moet vas, het hy nie net bedoel, die positiewe effekte wat dit op ons gees het nie. Hy het definitief geweet, dit het 'n positiewe effek op jou liggaam ook. Dit is iets wat jou liggaam vernuwe, want Vader God gebruik ons liggame. Dis hoekom 'n liggame vir hom belangrik is. Hy woon in ons liggame en hy gebruik dit.
So as jy 'n gesonde, energieke liggaam het met jou gemoedstoestand baie goed, vol vreugde, dan kan Vader God jou gebruik. En hy kan jou optimaal gebruik. Maar as jou liggaam siek is en nie goed funksioneer nie, kan hy jou nie goed gebruik nie. Kan hy jou nie optimaal gebruik nie. So dis belangrik dat hy wil jou gebruik. Hy wil jou fisiese liggaam gebruik. En dit bring my aan die einde van dit wat ek wou sê. En ek hoop dat julle iets daarby gebaat het. Dit is baie interessant, dit was vir my baie interessant, so ek hoop dit was vir julle ook interessant. Ek laat julle net met 'n vraag voordat Zet gaan begin. As ons liggame so sterk reageer wanneer ons nie eet nie, wat dink julle gebeur binne in ons wanneer ons God ignoreer? So en ek vra dat julle elkeen sommer met die persoon langs hom hierdie vraag probeer antwoord terwyl Zet gereed maak. Baie dankie dat julle geluister het. Nee, los hulle. Dankie Lappies. Ek wil net vir julle sê, ek dink nie julle besef wat se deursettingsvermoë daai man het nie. Hierdie goed staan reg voor hom. En hy praat asof daar niks fout is nie. So, julle moet vir my bid. Ek sal maar probeer aangaan. Dis vas is altyd 'n moeilike onderwerp en dis tog 'n belangrike ding. Soos in die teks wat Lappies gelees het nou in Matteus, sê Jesus nie as julle vas nie, maar wanneer. Daar's seker goed wat in jou lewe net op jou pad kom en wat jy moet doen. Jy kan nie vir dieselfde prys sê iemand wat sy hart vir die Here gegee het om te sê goed, as jy besluit om eendag te vergewe. Dis wanneer jy iemand nodig gaan hê om te moet vergewe, dan moet jy dit doen. Daar's 'n klomp wanneers in ons lewe en vas is nou een van hulle. En dit is so moeilik partykeer om onderskeid te tref want ek dink ons het so gekondisioneer geraak dat baie mense dink vas is maar net eintlik 'n geestelike dieet. Ek gaan minder eet of beter eet. Ek het ook gaan kyk na Daniël se vas en ek kom agter dat die tyd wat Daniël so na die groente en die vrugte toe gegaan het, was die Bybel gee dit nie baie direk die riglyne nie, maar Daniël sê spesifiek ek het gerou en gevas en laat die vrugte en groente gedeelte eerder deel van die rouproses was as van die vas gedeelte, want ander plekke waar ons lees dat hy gevas het, lees ons nie dat dit so was nie. Ouens verwys na Daniël 1, maar Daniël 1 was nie vas nie. Daniël 1 was toe hulle aangekom het hulle gesê hulle wil nie self verontreinig met die koning se spys nie. Hulle gaan nie al die vleise eet en die wyne drink nie en hulle het toe van die begin af anders geëet. Was nie noodwendig die vas nie. Dit is so dat wanneer die Bybel praat van vas, dan praat hy van onthouding van kos, om nie te eet nie, om te drink. Ek is so dankbaar vir daai tee en koffie sonder suiker en melk. Maar en dan het Lappies het nog gesê hy wil nou nie tyd vat om te praat oor al die hongerhormone se name nie, maar ek ken dit, ek het ook gaan oplees. En julle kan 'n bietjie gaan kyk daarna. Van daai hongerhormone se name is Debonair's pizza, Verda's chicken mayo broodjies. So. En dit is goed as ons grappies maak daaroor. As ons lees in Matteus 4 waar Jesus in die woestyn ingaan, dan mis ons dikwels wat gebeur het.
Want ons lees gewoonlik, doen jy Bybelstudie, jy kom op die einde van 'n perikoop of 'n gedeelte of 'n hoofstuk en jy stop. En môre gaan jy aan en dan dink jy nie aan weer wat jy gister gelees het nie. Nou, net om perspektief te kry, as jy begin in Matteus 4 vers 1, dan sê hy, daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. Wil ek jou net herinner wat aan die einde van hoofstuk 3 gebeur het. Op die einde van hoofstuk 3 kom Jesus na Johannes toe, om gedoop te word. Dit is so magnificent oomblik, dat behalwe vir die skepping, is hier die tweede keer in die wêreldse geskiedenis, waar God in sy drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, geopenbaar word binne in 1 minuut. Jesus die Seun word gedoop, die Heilige Gees daal neer, soos 'n duif, en God die Vader se stem ruk die hemel oop, as hy sê, dis my geliefde Seun, in wie ek welbehaag het. En die volgende wat jy lees, hier lei die Heilige Gees om. Wat my interessant is, in Lukas, ek dink is Lukas, as ons lees, van dieselfde gedeelte, dan begin hy die gedeelte waar Jesus in die woestyn ingaan, dan sê hy, en vol van die Gees, of vol van die Heilige Gees, het Jesus in die woestyn ingegaan. Hy het gevas vir die 40 dae, die versoek het gebeur. Wat interessant is, dat Markus maak spesifiek melding, dat Jesus tyd spandeer het in die woestyn, saam met wilde diere. Nou vra ek, hoe die graad 8 in die woestyn gekom? Dis net 'n grappie. Niks teen die graad 8 nie. Sterkte almal wat hierdie week skool begin, ons dink aan julle. Maar Markus praat van die wilde diere, maar as Lukas sê, Jesus het vol van die Heilige Gees in die woestyn ingegaan, hy het gevas, die versoeking het gekom, hy het dit deurstaan, dan op die einde waar hy uitkom, dan sê die Bybel, en nie net vol van die Heilige Gees nie, na die vas, dan sê hy, vol van die krag van die Heilige Gees, het hy die woestyn uitgekom. So dis deel van die ding wat daar gebeur het. So Jesus is gedoop, hy is tussen die mense, hy vereenselwig, en dan het ons hierdie kontras van die drie-eenheid wat sigbaar is, en die volgende oomblik wat ons lees, beweeg Jesus van 'n plek waar die drie-eenheid openbaar is, na 'n plek waar hy heeltemal alleen in die woestyn saam met Satan is. Die duiwel kom om te versoek. Die kontras van, ek dink die beste oomblik wat enige lewende wese kan wens om te begeer, om te beleef, omdat die ergste gaan hy na uiters toe in hierdie ding. En die kontras tussen Jesus se doop en die woestyn, hoor hierso, van die fris waters van die Jordaan af, na hierdie woestyn wat ongenaakbaar wil omtrent alles doodbrand wat daar is. By sy doop was daar skares van mense wat hom gevolg het en by hom wil wees. Maar in die woestyn absolute alleenheid. By sy doop met al die mense obviously is daar baie geraas. En die woestyn doodse stilte. Letterlik van daar na daar. By sy doop, die Heilige Gees soos 'n duif op hom sien neerdal, almal, en nou is dit dieselfde Heilige Gees wat hom in die woestyn inlei, en hy gaan van 'n plek waar hy sy Vader se stem gehoor het, wat gesê het, is my geliefde seun, na die vuil Satan toe, wat in sy oor kom fluister, as jy regtig sy seun is. Dit is nogals intimiderend om te dink, dat die eerste ding wat die duiwel Jesus mee kom challenge, is die laaste ding wat sy Vader vir hom gesê het. Die gesalfde een word nou die getekende een, en hy gaan van 'n plek waar hy die hemel geopen sien, waar hy amper letterlik in die voorportaal van die hel instap. Alles van dit ter wille van my en van jou. Hebreërs 2 vers 18 sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So wanneer ek en jy in versoeking kom, dan kan Jesus vir ons 'n teenwoordige hulp wees. Jakobus 1 vers 13 sê, laat niemand as hy in 'n versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen, voor ek verder lees,
Baie mense sê so, die Heilige Gees het my versoek. Nee, dis nie Bybels nie. God versoek niemand nie. Nou wil ons altyd sê, maar dis dan die duiwel. Hy is eintlik die versoeker. Maar Jakobus sê dis iemand anders. Hy sê maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. As goed wat vir jou aanneemlik en reg gelyk en jy dink jy kan 'n kort pad vat en 'n hoek sny en iewers gaan dit reg wees en niemand gaan weet nie. En as die duiwel daarop optel, dan gaan jy versoek. Maar volgens Jakobus is wanneer die versoeking op jou pad kom is omdat jy iewers slap gelê het. Dis wat daar gebeur het. So pas jouself op, maak jouself geestelik sterk. So ek net teruggaan na waar my notas was. So nou kry ons in vers 2 die Heilige Gees lei nie Jesus in die woestyn in om te bewys dat hy God is nie, want ek meen die stempel is klaar daar. God die Vader het klaar gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Maar ek dink hierdie verhaal is ingesluit om vir ons te wys dat Jesus ook God was en God oor die duiwel is. Want hy sê in vers 2, nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand baie honger begin word. Nou, toe ek in Labbies in die week gesels hierdie goed, toe sê hy 3 dae, toe hy sê 3 dae, toe sê ek, voel so zwaar. Maar laat ek jou net reg help. Onthou nou, Labbies het gesels oor fisiologies, wat dit in jou liggaam doen. Okay. So, as jy kan sien vir dit, dan is dit goed. Maar as jy nog nooit gevas het nie, en jy besluit jy gaan een ete vas, is die fisiologiese voordele dalk nie daar nie, maar jy kan jou bord kos een kant toe sit om te sê ek gaan hierdie tyd spandeer om vir my liggaam te wys ek's nie afhanklik van wat hy sien nie, maar dat ek God nader wil hê. Daar's meriete ook in geestelik in 'n dag vas of in 'n 3 dag vas of in 'n 380 dae vas. Daai is skokkend. Maar hoe ook al jy dit doen, is die gedagte is dat dit 'n dissipline in jou lewe moet wees wat jy in moet begin groei. Dit gaan nie oor selfbejammering nie. Dit gaan ook nie oor geestelike hoogmoed nie. Dit gaan nie daaroor dat jy bragging rights het. Ons gaan nie op die einde van Februarie 'n kompetisie hou en sê goed, verjaarsdag is klaar, wie die langste gevas? Wie is verby 10 dae? Wie is by 15 dae? Wie 20 dae? Okay, jy die langste gevas, kry vir jou chocolate. Dit werk nie so nie. Sê ek was so honger. Sê wat doen as jy honger is? Lisette het so wonderlike hoenderresep. Ek het hom 4 keer gaan lees, toe ek weer sjap. Dis hoe goed haar hoenderresep is. So, maar dit gaan oor om jou geestelik sterk te maak, nie oor hoogmoed nie. En dan hier in vers 3 en 4 is eintlik die kruks van alles. Hy sê toe kom die versoeker na hom toe en sê vir hom, wat ek nou gesê, die eerste ding, as jy dan die seun van God is die laaste ding wat die Vader vir Jesus in die openbaar gesê het, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En die duiwel het so minagting vir jou, dat hy nie 'n oomblik steur aan al die beloftes wat God vir jou gegee het nie. Glad nie. Jy moet daarop staan. Jy moet nooit dink dat die Satan kom as 'n friendly fire. Hy's vriendelik of die twee groot gevare van belangstel in die duiwel, en die een is om te dink dat hy niks kan doen nie, want hy kan jou versoek en lokvale stel en. Die ander kant is dat jy so lam gelê word dat jy dink dat hy alles kan doen en hy so super gevaarlik is. Ons moet net verstaan is dat hy 'n uitgeklede vyand. Hy het nie meer reg in ons lewe nie. Eendag toe ek gepreek het in 'n dorpie daar in die Vaal Driehoek, toe het ek gepraat die dag oor die duiwel en die manier hoe hy ons aanval, en toe sê ek, ouens, julle het niks om te vrees nie. Die kruis van Jesus het die vyand reeds verslaan. Die bloed van Jesus is nie iets wat nog moet val nie, dit het geval, en ons oorkom die vyand deur sy bloed en die woord van ons getuienis. Die vyand het nie reg op jou lewe nie, hy het nie. En na die tyd toe kom ons so kort tannie na my toe, met so lang vinger. Sy sê, pastoortjie, jy onderskat die duiwel se krag.
Jy weet nie hoe sterk is hy nie. Toe sê ek vir hom, ek sien actually nou wat hy probeer doen, maar ek is nie bang vir hom nie. Dis al wat hy wil doen. Nou sê die ouens maar die Bybel sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Dan sê hulle ja, soos. Nie hy is 'n brullende leeu nie. Pastoor Monty Elof het gesê op sy beste dag is hy 'n muis met 'n mikrofoon. Dis al wat hy is. En nou kom hierdie versoeker na Jesus toe en hy sê as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. En die eerste ding wat die duiwel wil doen altyd is om jou identiteit aan te val. Altyd. Jy is nie wie jy dink jy is nie. En wanneer jy struikel en val en iets verkeerd gedoen het, dan is die eerste ding wat hy wil kom sê is, nou het God jou afgeskryf. Hy is nou moeg vir jou. Kan nie so aangaan nie. Altyd eers op identiteit. Hoe weet ons as die duiwel lieg? Sy mond is oop. Hy is die vader van alle leuns. As hy praat, dan lieg hy. So dit is wat gebeur. En nou kom hy na Jesus toe, val sy identiteit eers aan. As jy dan die seun van God is, en die versoeking wat hy bring, dit lyk logies. Ek meen, die Bybel sê Jesus het honger geword. Jesus kan sê wel, ek is honger. Dit kom nou al 40 dae, so seker nie te erg nie. En Jesus is by volle ten magte om die klippe brode te maak. As hy die water wyn kon maak, dan kan hy die klippe brode gemaak het. Maar die versoeking was nie op sy vlees gemik nie. Dit was nie om te sê, kom ons doen nie die vleeslike behoefte aanspreek nie. Dit was die hak wat hy mee wou gevang het. Die versoeking was om te sien of hy God kon manipuleer. Dikwels vas mense vir dinge, omdat ons dink ons kan God manipuleer. Wanneer ons vas, is dit om vir ons liggaam te sê, ons is nie afhanklik van ons fisiese kos nie, ons bron waaruit ons lewe is God. Ons is bereid om die kos eenkant toe te sit, hy is eerste die ding. Ek is nie 'n voorstander, omdat ek nie in die skrif dit kry, 'n ou wat sê, ek gaan nou vas vir 'n nuwe iPhone nie. Ek gaan nou vas vir die nuutste PlayStation nie. Nee, dit gaan nie oor jou begeertes nie. Vas gaan oor die begeerte wat jy in jou hart behoort te dra, om te sê, Here, ek begeer U, eerste, die meeste, dis waaroor dit moet gaan. En God het vandag baie seuns, maar hy het net een seun. Hy het baie seuns wat almal versoek was, Jesus ook, maar daar's net een seun wat sonder sonde aan die kruis betaal het vir ons. En dan sê hy, maar Jesus het hom geantwoord. En hierdie is my so mooi. Die Nuwe Lewende Vertaling, dan begin hy met 'n baie duidelike nee. Daar staan in die skrif geskryf. Jesus gebruik niks bonatuurliks nie. Hy roep nie skielik 50,000 engele om die duiwel te kom uitsorteer nie. Hierdie aanval wat op hom geloos is, hanteer hy self. En hoe doen hy dit? Gaan na die skrif toe. En daarom wil ek vir jou sê, as ons besluit om te vas, en wanneer ons vas, en jy besluit om te vas, dan hoop ek deel van jou vasbeplanning sluit in, dat jy ekstra tyd in die woord gaan spandeer, want wat Jesus gebruik het, om die versoeker op sy plek te sit, was die skrif. As hy sê, nee, daar staan geskrywe. Die Nuwe Vertaling sê, daar staan in die skrif geskrywe. Ou vertaling sê net, daar staan geskrywe. Hy dink nie sy eie nuwe openbaring uit nie, 'n nuwe storie. Hy dink nie om te sê, maar wag, ek het hierdie oulike reel op TikTok en Instagram gesien en op YouTube en wag, as dit net daai ding, waar is hy nou weer? Wat het die ou gesê? Skrif is in sy hart en hy reageer vanuit sy hart uit. Want ons moet onthou dat hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer lewendig word die skrif vir ons in ons lewens. En Jesus stry nie. Bottom line is dit, die woord is lewendig en kragtig. Full stop. Die woord is lewendig en kragtig, die einde. En toe Jesus vir die duiwel sê, nee, het hy hom nie behandel, soos 'n ou vriend, saam met net wie hy lanklaas gebraai het nie. Baie keer wil mense mos met die duiwel vriende maak. Ons wil nie vyande hê nie. Jy moet maar vrede maak daarmee. As jy God volg, dan gaan die duiwel jou vyand wees. As 'n hond in die straat, jy gaan stap in die straat. Ek en Liset nou die dag gaan stap. Sy stap met
Verdi, die wit poedel, dis hond, ek het Amana, dis die groot Great Dane. En die verskil is dit, as 'n ander hond in die straat inkom, dan spring Verdi binne in haar arms in. En hy sal amper net so groot soos wat sy is. Dan het ons hier die swart krullebol en die wit krullebol bymekaar. Maar die Great Dane, as daar 'n ander hond kom, dan gaan lê hy so op die grond en dan kyk hy vir my. Asof ek weet wat om te doen. Ek het ook nie 'n idee nie. En dan wat ons doen as die honde kom eendag toe kom, nou doen ek maar wat ek dink ek moet doen en ek tel klippe op. Nou is ek reg, as die hond kom, gaan ek hom met die klippe stoot. En hier kom ou met 'n bakkie verbygery en hy stop en die hond klim by hom in die bakkie en hy kom terug en hy sê vir my, dis eintlik my hond. Hy was net te bang om by jou terug te hardloop na sy huis toe. Hy het per ongeluk uitgekom. Ek het hom daarom nie met 'n klip gegooi nie. Maar die ander honde wat kom, hoe dink jy jaag jy daai hond weg as hy na jou toe kom? Sê vir hom, voet uit! Nee? Of wat doen jy? Sê vir die hond, ag, loop nou, toe, voetsek. Ag, los ons uit asseblief. Moenie so kwaai grom nie, hoor. Ek proe nie so lekker soos wat ek lyk nie, asseblief, gaan nou weg toe. Maar ons wil met die duiwel so werk. Ons kan nie dit doen nie. Ons moet harte vol skrifgebare hê. En ek dink terwyl ons in 'n vastyd is dit die beste tyd om nie net jou woord te lees nie, maar leer dit. Al het jy 3 verse wat jy in die tyd wat jy vas, vir elke ete wat jy vas, wil ek jou uitdaag om te sê, memoriseer 1 teksvers vir elke ete wat jy skiep. Vat daai ete een kant toe en vat daai tyd wat jy sou geëet het en maak hierdie teksvers joune. Skryf hom uit, lees hom oor en skryf hom weer uit en bid hom en maak hom joune. Vertel vir mense van, Jesus, hierdie vers beteken vir my so. Bær hom in jou hart dat wanneer die versoeking kom, dat jy vir hom kan sê. Matteus 4 vers 4. Dan weet hy, jy lewe van elke woord wat uit God se mond uitkom. Hy sê 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond. So wat jy eintlik nodig het, is om te leef vanuit God se instruksie uit. Dit beteken nie brood en kos is onbelangrik nie. Dit beteken maar net dat brood en jou kos is onvoldoende om jou regtig sterk te maak. En hy kom met 'n menslike behoefte. En die vraag is daar, het jy kos om te eet? Het jy iets om te eet? Terwyl die vraag wat ons eintlik vir mekaar moet vra is, het jy iets waaruit jy kan lewe? En nie net het jy kos om te eet nie. Het jy sin? Het jy iets wat jou in die lewe hou? Hoe lyk jou verhouding met die Here? As hy sê, His mercies are new every morning. Kom ons kyk na 'n paar verskillende vertalings oor daai gedeelte, die Amplified, my favorite. Verskoon as hy bietjie hard is. Ek wil net vir julle sê, as julle wonder hoekom die Amplified so baie woorde in het, en dis nie 'n storie nie, jy kan maar gaan kyk. Amplified was deur 'n vrou geskryf. Dis hoekom daar so baie woorde in is. Maar dit verduidelik dit baie mooi. Hulle het vir Mike Skutte 'n woordeboek vir sy verjaarsdag gegee. Toe hulle hom vra, hoe was jou geskenk? Toe sê hy, hy sê, kon nie die storie volg nie, maar hulle verduidelik die woorde so mooi. Hy sê in die Amplified, sê hy, man shall not live and be upheld and sustained by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Nou noem hy 3 goeters daar. Live, upheld en sustain. En die verskil is dit. Live beteken lewe. Dis meer as net jou hartklop. Dis meer as om net te bestaan. Dit beteken om te lewe. Daar's 'n sin in. Die lewe is vir jou lekker en energiek en jy kan God se goedheid geniet en deel met ander mense. Upheld beteken om staande te bly of om te ondersteun. Dit bring vir jou stabiliteit in jou lewe, geestelik en emosioneel. Dit hou jou regop, dit gee vir jou momentum. En as hy praat van sustain, dan is dit om jou te onderhou en te versterk met dit wat nodig is. As ons dit 'n karretjie sou maak, dan is live jou stuurwiel, die ding wat vir jou rigting gee. Upheld is die tyres, dis die ding wat jou grond hou en op in die lug hou. En sustain is die brandstof wat maak dat jy vorentoe kan gaan. In die Afrikaanse Bybel vir almal, dan sê hy, mens lewe nie net van brood nie. As jy waarlik wil lewe, dan moet jy luister na elke woord wat God sê. En hierdie herinner in Johannes 10 vers 10 waar Jesus gekom het om te sê dat ek het gekom sodat julle lewe en dit in oorvloed kan hê.
En ons wil almal die oorvloedslewe hê en ons gaan koop boeke van 7 stappe na oorvloed en 5 belydenisse na oorvloed en 18 wat ook al na oorvloed. Terwyl al wat God wil hê is, kom net na my toe. Hy is die bron van alles. En dan sê vir ons in die boodskap Bybel, 'n mens leef nie net van brood nie, nee, 'n mens leef van alles wat God sê. En toe begin my gedagtes loop en skielik kom daar net 'n ding wat vir my sin maak. En onthou ons praat die laaste week of 2 oor die eerste Adam en Jesus as die tweede Adam. En hoe die eerste Adam gefaal het en hoe die tweede Adam alles kom regstel het. En Jesus het hier kom regstel wat Adam hulle in die tuin verkeerd kom doen het. Adam en Eva se versoeking begin met iets natuurliks. Is julle honger? Hier's iets om te eet. Hy sê kyk, eet. En toe by Jesus kom, dieselfde versoeker, Satan, sê vir Jesus, jy het honger. Ek seker jy kan hierdie klippe brode maak. En waar Adam hulle gegryp het om hulle fisiese honger te stil, het Jesus gewys, daar's 'n hoër lewe as dit wat jy dink. Net soos wat die duiwel vir Jesus kom sê het, is jy regtig seun van God? Het hy na Adam hulle toe gekom en gesê, het God regtig gesê? God sê vir hulle kan van alles eet, net nie in hierdie boom vat nie. Wat is die eerste ding wat vir hulle kom sê? Het God regtig gesê, julle mag nie in hierdie boom vat nie? Is julle seker hulle verstaan hom reg? Jesus, God gesê as jy geliefde seun, as jy dan regtig sy seun is, hoekom kry jy jou in hierdie omstandighede? Alleen. Niemand om hom te ondersteun nie. Adam en Eva het hierdie versoeking gefaal terwyl hulle in die paradys was. Daar was reg langs daai boom wat hulle van nie mag geëet het nie, was daar nog bome waarvan hulle vrylik kon eet in oorvloed, meer as wat hulle kon. Jesus is in die woestyn, daar is niks anders nie. Hy het net hierdie een opsie. Adam was onskuldig, maar toetsbaar. Jesus was heilig en vol van die Heilige Gees. En wat gebeur het met die tweede Adam, Jesus, eindig hy hierdie versoeking waar Adam moes begin het. In die woestyn in, vol van die Heilige Gees. Hy kom uit die woestyn uit. In die woestyn gelei deur die Heilige Gees, uit die woestyn uit vol van die krag van die Heilige Gees. God se woord was Jesus se wapen. Die vas in ons geval, sy woord is ons wapen. Wanneer ons vas, is dit basies net soos ons opleiding wanneer om dit te gebruik. Dat ons nie sal altyd eers wil gryp na wonderwerke en tekens nie, maar eers om te sê, Here, U is ons bron. Die laaste vertaling wat ek vir jou wil lees, dis 'n Engelse parafrase. Ek is net mal oor die manier hoe hy dit stel partykeer. Dit gee mooi perspektief ook. Hy sê, life doesn't operate upon the principle of self-preservation, but by abiding in harmony with every word proceeding from the mouth of God. In boere Afrikaans sal ek vir jou sê, hy sê jou lewe bestaan nie net uit, ek wil myself net aan die gang hou nie. Dis waar Adam en Eva was. Adam se ding was, ek wil meer wees. Want die versoeking was, as jy eet, gaan jy soos God word. Ek wil meer wees. Ek wil van dit hê. Hy wil homself opblaas. Terwyl Jesus ons kom wys, die pad boontoe is af. Want jy sien, sonde wil altyd opklim. Altyd opklim. Sonde soek altyd net die volgende boonste plek waar hy kan gaan sit. Want sonde wil heers oor jou lewe. Maar God het my en jou geroep om te heers in die lewe. En daarom kan ons nie sonde bo ons lewens toelaat nie. Nou ek sê nie, as jy nie vas is dit sonde nie, maar ek sê vir jou dat wanneer jy besluit om te vas, jy gehoor hoe mooi sê ek dit, wanneer jy besluit om te vas, dat jy jouself sal versterk in die Here en jou beste gee en ook daaroor bid, dat Vader dit op jou hart lê. Sonde wil opklim, gehoorsaamheid wil buig. Hoor wat sê hierdie ouens oor vas. Bill Bright. Fasting reduces the power of self so that
the Holy Spirit can do a more intense work within us. Bill Thrasher sê, fasting reduces the influence of our self-will and invites the Holy Spirit to do a more intense work in us. Richard Foster sê, fasting must forever center on God, more than any other discipline. Fasting reveals the thing that controls us. En I think that controls us is nie net jou maag en jou kos nie. Die ding wat hy reveal, as hy nou sê, fasting reveals the thing that controls us. Daai things that controls us is nie net jou honger nie, maar jou vlees mens. Want as hy vir die hongerpyne voel en vir jou sê, jy gaan nou doodgaan, jy moet nou eet. Ek sit nou en dink, toe jy gesê het van 'n ou wat 180 kg verloor het, ek het seker 7 van hulle gekry, vandat ons hier sou bly. So ons een ou verloor gewig, ander kry dit. Maar hierdie ding van om te vas, is ouens is om net te sê, is ek wil nie meer met my vlees uit lewe nie. Want weet jy wat, jy kan in jou vlees so baie dinge jaag, maar jy gaan nooit vergenoegd wees nie. Want ons is geskaap in God se beeld en gelykenis. En wanneer jy vas, en as jy dit in 'n dissipline, in 'n roetine in wil kom in jou lewe, en jy begin met 1 ete, of 1 dag, of 2 dae, of 3 dae, en jy groei en jy ontwikkel in hierdie dissipline, elke keer moet dit wees 'n ding om te sê, Here, meer van U, minder van my. Ek wil nie opklim nie, ek wil voor U neerbuig. Dwight Lyman Moody sê, hy sê, if you say, I will fast when God lays it on my heart, you never will. Sê, ek gaan vas as die Here vir my sê ek moet vas. As jy dan gaan jy nooit vas nie. In die eerste plek, ek sê weer, as jy wil hê die Here moet met jou praat, dan begin ons by wat hy reeds gesê het. En as jy sê, ek gaan vas as die Here sê ek moet vas, wil ek vir jou sê, gaan lees Matteus 6. Hy het reeds vir jou gesê, wanneer jy vas. Op potensie, as ek beweeg voel om te vas, hy sê, you will never will. You are too cold and indifferent to take the yoke upon you. Dis nie iets wat jy van jouself uit gaan doen nie. Hierdie is 'n stap van gehoorsaamheid. William Secker sê, by fasting, the body learns to obey the soul, and by praying, the soul learns to command the body. En as 'n dissipline in vas. So hoekom ons vas, is nie om gewig te verloor nie. En dis hoekom toe ons begin praat in die span, gaan ons vasweek deelneem, ja, toe is daar gevra, gaan ons 'n lys opsit, laat mense hulle naam opsit, het ons van die begin af gesê nee, want dis nie 'n vas kompetisie nie. Ons wil julle aanmoedig om te vas. En kom ek sê vir jou so, dalk voel jy, jy's nie op die regte plek nie, en jy wil dalk nie vas of wat nie, wil ek vir jou sê, in ons vas en gebedsweek, wil ek vir jou ten minste vra, maak ekstra tyd om te bid. En ek wil iets net van my hart af kry. Ek is nie 'n ou wat hardloop en die duiwel agter elke bos soek nie. Die ouens wat my ken sal dit weet. Ek sê op die beginsel van die besetene van die Gadara, sê ek hoef nie die duiwel agter 'n bos te gaan soek nie. Ek sê openbaar Jesus en die duiwel sal van self manifesteer. Dis wat gebeur. Goed. So ek wil vir julle vra dat ons as 'n gemeente van volgende week af, die tydsberekening val so mooi, ons neem afskeid van William Paul, hulle Sondag, ek dink nog steeds in my agterkop, die vas is die rede hoekom hy weggaan, hy nie kans sien vir dit nie, maar van die maandag af, gaan ons vir daai week vas, en as jy nog nooit gevas het nie, wil ek jou vra, gaan dink regtig mooi hieroor, oorweeg dit om deel te neem, en dis ook nie 'n geval van, hoe meer van ons saam vas, hoe meer gaan die Here vir ons doen nie. Onthou, dit was die hele punt van die versoeking, is dat ons God nie kan manipuleer nie, selfs al daag ons in getalle op. Dis onbeweegbare een. Ons harte kan na hom toe trek, en aan hom vashou. En as jy sou besluit dat jy nie wil vas in daai week nie, wil ek jou vra om ten minste ekstra tyd te maak om te bid, gedurende volgende week. Maar kom ons laat volgende week uitstaan. Ons moedig mekaar aan. Ons dra mekaar.
As iemand op jou hart lê, stuur vir hom sommer net 'n boodskap. Moenie eens begin met, vas jy of bid jy net, ek wil net weet op jou. Kom ons maak dit 'n geessterk maak week. En ek wil vir sê, ek dink jy kan vas. Oorweeg dit. Jou eerste gedagte, nee, want jy dink dadelik vas aan die 3 dae. 3 dae, 4 dae, 'n dag, hoe moet ek dit doen? Lappie sê, na 15 dae kan jy weer begin honger word. Ouens wat sê, ek word na 15 minute al weer honger. Hier's die ding. Ek dink deel van vas is om jou te vat van die skares mense wat by die doop was, na 'n plek waar jy kan kom, waar dit stil is. Weg van hierdie lawaai en die geraas. Laat ons makliker en geriefliker is om sy stem te hoor. En God neem deel in jou vas. Op die einde van die vas lees ons hoe engele gekom het om Jesus te bedien. Hy het in die woestyn ingegaan, begin die vas onder die leiding van die Heilige Gees. Toe hy klaar is, kom hy uit vol van die krag van die Heilige Gees. Wat wil jy hê? Kom ons vat hierdie tyd om as 'n gemeente saam na God uit te reik, want hy sê as ons tot hom nader, dan sal hy tot ons nader. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe vandag in die naam van Jesus. Here, en as ons nou so stil kyk na die versoeking in die woestyn, dan raak ons van vooraf in verwondering om net te besef wat Jesus gedoen het, sodat ons met U 'n verhouding kan wees. Dat ons U kan ken. En Here, ons sê met ons lippe so baie keer, ons reik uit na U, ons wil U ken, ons wil meer van U hê. En ons wil regtig. En daarom, Here, wil ek vra in hierdie week wat voor lê, dat U ook in ons harte, terwyl ons vraend en soekend is, vir ons openbaring gee van U. En ek wil nou al bid, Here, vir mense wat dalk nog nooit in hulle lewe gevas het nie, wat 'n besluit gaan neem om te sê, ek wil vas. Ek wil vra dat U hulle sal kragtig maak in die Here. Dat ons honger vir brood sal kwyn en ons honger vir U woord net meer en meer sal wees. Dankie vir die belofte wat ons het om aan vas te hou, waar U gesê het, as julle tot my nader, sal ek ook tot julle nader. En ek gee vir U die eer. En ek sê vir U dankie, Here, vir die voorreg wat ons het om dit op hierdie manier te kan doen. U is ons alles en ons eer U in Jesus naam. Amen.